En span, dis nog steeds tyd om saam met ons te speel en ons het 'n seerowerhoed vroeër gemaak saam met Kia en as jy uitgemis het dalk, al die besonderhede is op ons webtuiste expressoshow.com. En nou hou ons aan met die seerower stories en hierdie keer kuier Speerhond Willem saam met ons en 'n Speerhond Willem en die seerowers en ons gesels oor hierdie boek vandag. Speerhond Willem is hier en Elizabeth Wasserman wat die boek geskryf het. Baie welkom by Expresso. Baie dankie. Ek wil gou by jou uitvind. Jy's 'n professor en die hoof van geneeskundige microbiologie by Stellenbosch. Ja, dit is 'n mondvol. Hoe het dit gekom dat jy daar is en jy skryf 'n kinderboek, veral 'n kinderboek oor seerowers? Ek het nog altyd 'n bietjie geskryf, maar vandat ek my eie kind het, het dit 'n bietjie meer gerig geraak en ek het vir haar begin skryf en ek wou altyd nog 'n kinderboek skryf en dit is so lekker. Maar met die hond kon ek 'n manier kry om my belangstellings alles bymekaar te kry. En die Speerhond stories gaan oor ons huishond, Speerhond Willem. Wat hier langs ons sit. Dis hy daar. Hy's baie geduldig vandag. Ja, hy is nog baie vreemd vir hom. Maar ek dink hy gryp nou weg vir die kamera, sy skaam. Die stories gaan oor 'n reisende hond. Wat die karakter is op Speerhond Willem is op ons huishond Willem gerig, wat 'n grommerige, interessante hond is wat sy eie lewe lei. En die stories vertel dan van 'n seentjie, 'n doodgewone Kaapse seentjie met die naam van Adrian, wat 'n hond by die dierebeskermingsvereniging gaan aanneem, dis Willem. Maar wat hy nie weet nie is dat Willem eintlik 'n geskiedenis het en hy's 'n hond wat vir die internasionale speerdiens werk. En die hond vat hom dan op allerlei reise saam. Ons gaan hom net lekker maar rondloop. Hy gaan nou speerwerk doen hier op ons in ons ateljee. En die seerower storie, dit was vir my baie oulik. Ek het 'n stukkie gelees en waar het jy gekom met seerowers? Wel, die idee is van die stories is dat dit 'n hond is wat oral heen reis. Die eerste boek was 'n reis deur Europa. Ja, dis hierdie een. Waar hulle 'n bende boewe deur allerlei interessante Europese stede volg en op die ou einde natuurlik die skurke vang. Die tweede boek wou weer 'n ander area vat en daar is so baie seerower stories deesdae met die Somaliese seerowers in die ooskus van Afrika. En seerowery is tog iets wat almal in belang stel. En kinders is so gefassineerd deur seerowers. En ook om hulle dan bloot te stel aan 'n ander deel van die wêreld, die Indiese Oseaan en die Afrika kus. En die storie het sommer uitgespring van Adrian se ma wat 'n reis na Madagaskar wen, nee. En eintlik is dit die internasionale speerdiens wat dan vir Willem stuur om te gaan kyk na die moderne seerowers. Maar in hierdie hele storie van hulle kom hulle dan ook op 'n ou skat van 'n regte seerower af. En as jy gaan kyk na die geskiedenis van ons eie seerowers in die Indiese Oseaan, jy weet daar's die mooiste stories en daar's regte skatte wat nog steeds daar iewers is. En die boek is ook gegrond op 'n regte seerower. Olivier Levasseur, wat ook bekend gestaan het as Labuse. Nou, Labuse in Frans betekent de buzzard, in Afrikaans jakkalsvoël of zwernoot of skobbejak. Ja. En dit was 'n werklike seerower, die mense kan hom gaan Google en gaan kyk. En die eiland waarheen hulle gaan, ook Tromlin Eiland, is 'n regte eiland. Jy kan gaan Google Earth en Chris Venter wat die stories teken het die eiland geteken soos die eiland lyk. Lyk my jy het baie pret met hierdie stories skryf. Ja, dis op navorsing gegrond en die idee is dan om vir kinders bloot te stel aan avontuur en aan nuwe plekke om hulle te laat droom en hulle te laat dink en hulle verbeelding te stimuleer en hopelik te laat lees. Ja, wel Elizabeth, dankie dat jy saam met ons kom kuier het en soos Elizabeth gesê het, droom en lees en gebruik jou verbeelding, veral met hierdie Speerhond Willem stories, hulle is baie oulik. Nou, ons Ewan staan reg om 'n paar fenominale jong mense te ontmoet wat 'n verskil maak in die gemeenskap. Oor na jou toe, Ewan.